5:15, dag 1. Grootste toer nog. Sê jy Joe? Evenaard. Hola, sien jy? Darkie. Sien jy? And so it begins, our greatest expedition yet. It doesn't take a genius to see that some of us are looking forward much more than others. This will be our last great African expedition that we plan to do as a family, as the girls are all grown up now and would like to do, as they call it, normal things for December holidays. For now, we just need to get into touring mode, as great and wonderful adventures awaits us on this journey. Before we get into it, here are some of the before moments. So my liefie, waar gaan ons heen? Ons gaan ry links om die Victoria Meer. Waartoe gaan ons Tara? Evenaard. Kenya! En waarna sien jy uit Tara? New Year's white beaches of Kenya. En jy Molla? Na die gorillas en die river rafts. Wat is dit vir? Vir die Nile rivier. Laaste pre-flight inspections. Arno, wat maak jy nou? Wys in die Volkswagen Park. Het is die maandag aand voor die Saterdag. Die pakkery is nou in volle swang. Vir die wat wil sien hoe lyk dit as die camper halfpad gepak is. Ja, hier is kos, melk, presies 12 brode se meel wat in daai sak is. Joe maak, daar's 2 brode vir elke week vir Joe. En die raak is daar so 'n bietjie snacks. In die agterste kassie daar agter is skoonmaakgoed, klere was seep, skorrelgoed seep, G-Candy Andy. Hier is koeldrank en bier en sodawater, en dit is ook die plekkie waar die airfryer môre moet inkom. En dan die kas onder die bed het 12 2 liter bokse wyn in en 4 bottels Jameson en 4 bottels Jägermeister. Dis ons voorraad vir die 6 weke. There was a minor setback in time. My mom left my birth certificate at home. Side note, just because you have an ID document does not mean you do not still need a birth certificate to cross the border. 150 kilometers into the first day, we had to turn the camper around and head back to Bloemfontein to fetch it. This caused a 3-hour delay, but at least we had a pleasant border crossing with no time wasted. Ons is nou by die grens van Botswana. We are at Botswana and Tara moeg. Tara don't want to be here. Tara want to go to bed and sleep.
maak jy, Joe? Speel met jou gadgets. Ja. Looking back on it now, that little gadget saved our car and our trip from certain disaster. But the whole story will have to wait for now. Tonight's destination was supposed to be Palapi, but the delay made that impossible. We ended up wild camping by the road about 60 kilometers from Malapi. Kyk, ek het my tent opgeslaan. Ek het baie mooi gedoen. Ek het daai self ingekap. Want ek is baie sterk en ek het ook 'n seil opgesit want ek is 'n baie sterk meisie. En daar's ons die res van my familie. Vanaand die eerste aand in Botswana op pad Ewenaar toe en ons wou tot by Palapi vorder, maar ons het gesien ons gaan dit nie maak nie. Natuurlik dokumente vanmôre by die huis gelos en 'n hele 200 km draai gery om dit weer te gaan haal. Maar ons is hier, weet nie, tussen Palapi en Gaborone. Standplekkie gekry of 'n kampplekkie en daar's Tara, sy slaap vanaand op haar eie. Jy gaan die tweede beste ding vir die dag. Dan was die eerste beste ding vir die dag. Hy kom nog. As jy die vleis in Gaborone gekry, jy hoef regtig nie vleis in te smokkel in Botswana nie. Wat het goeie vleis in Botswana. Gisterand hier op die Steenbokskeerkring, al die lande waar hierdie kring deurgaan. En ons is op pad na die Ewenaar toe, daai middelste enetjie. This morning was a slow start. It was only day 2 and already our schedule had changed. Tonight's planned camping spot was uncertain, but the border was about 9 hours drive away. Crossing today still seemed possible. Waarom is jy besig? Sorg die geld uit van laas wat hier rond was. Kyk of daar nie dalk nog 'n paar dan meer geld is. Watchas. Watchas. Hoelas? Wag, hier is nog 'n paar watchas. Dat is tot $9. En dollars, US dollar? Nee, net een.
So here's the lesson. Never attempt to cross a border after 2. It was already almost 5 o'clock when we reached the border. The golden rule is not to drive after 4 o'clock. But because we had already lost half a day and we thought we knew the Zambian border, we decided to get the border behind us and have an early start tomorrow morning. A very important lesson was learned. Phone collector number, just a phone collector number. Wat doen mama? Ek maak hierdie blou vlag skoon want ons het min of meer die hele Afrika op hierdie kar behalwe Kenia. En ons gaan Kenia toe. So die Desember gaan ons definitief na die blou ster nie. Nie nou plak nie. Gebruik nie. Mooi die middel, nee? The things you find to keep yourself busy at the border post is frightening. En dan vertel ek 'n grappie. En die een wat eers te lag. Kom ons speel hou vir hou, dan slaat ek julle almal mors. Try game mode. Daar is 'n baie mooi sonsondergang besig om te gebeur oor die Zambesi rivier. Maar ons gaan hom nou nie vanaand sien nie. Ons gaan vanaand die sonsondergang hier in Zambië se grenspos tussen Zambië en Botswana. Dit was laas ook nou nogals 'n challenge geweest en my lyk my weer 'n challenge. Ons het 'n agent wat ons help. Hy is nou al vir amper 'n uur weg met ons papiere, so ek dink dit gaan 'n rukkie vat. Eerste border crossing, waar is ons? Tweede, Tweede, Zambië. Zambië. Hoe lank sit ons al hier? Daarom nog net so wat uur en 'n half. Ja, uur en 'n half. Hey, wat maak julle? Ons kyk die storie. 2 ure later, daarom net 2 ure later. Dis deur die grens. Joe is besig om te onderhandel met ons. The next 3 hours were an absolute nightmare. The agent had our border papers and refused to give them back to Joe unless he paid him $1,000. Obviously, we don't carry around that amount, and even if we did, paying that would be madness. The next hour or more was spent following him around for 90 kilometers, all the way to Livingston. It was a hopeless situation. Joe told him to keep the border papers. We would head back to the border tomorrow, report him, and sort out the issue with the officials. He did not like this idea at all. Scam. Rowwe dag. Zambië, my gunsteling land, het my 'n klein bietjie teleurgestel vandag. Dit is 10:30. Ons het nou eers hier by 'n plek aangekom waar ons kan slaap. Dis 'n gastehuis. Ons slaap in hulle parking lot. Want ons het baie drama op die grens gehad. Dit is nog nie verby nie. So môre moet ons papiere soek want ons het baie geld betaal. Ons het nog steeds nie papier om verder te toer nie. Kan ek een... Wat het gebeur? Ek gaan nie uitbrei oor wat gebeur het nie. Ek wil net sê, as jy 4 uur nog nie by jou blyplek is nie, of weet waar jy wil wees nie, maak seker jy kom daar. Moenie, omdat jy dink jy die plek ken, net gou, gou. 7 uur die aand deur 'n grenspos probeer gaan nie, dit gaan nie werk nie. Een crooked agent kan jou baie geld kos. En as jy dit nie wil betaal nie, dan is dit nou waar ons vanaand is. Sy sê sy hou nie van kamp nie, maar sy kan vlos oor 'n astromsak. Wys gou vir my. Wys gou weer vir my daai movie, nou.
Okay Joe, nuwe dag. Wat gaan ons vandag doen? Ons papiere by die grens uitsort. Mama, my tent is nog binne. Okay, ons gaan nou omberg. Alright, so waar toe gaan ons nou eerste? Ek vols toe, grens toe. Het daai ou jou toe weer gekontak? Ja, hy begin nou allerhande boodskappe stuur so. So dit is maar 'n scam. Ja. Alright. So, next stop, Victoria Falls grenspos. My dad decided it might be best if he went to the border by himself. We had no idea how long it would take to sort out everything. Although Livingston isn't the biggest town we've ever seen, nothing is worse than spending hours in a car at the border in the blistering heat. Zambia was in the middle of a heat wave, with temperatures reaching 45 degrees Celsius at noon. We spent some time exploring the town. It took Joe the entire morning to sort out our problem, but eventually he did and we were back on the road. We had barely been back on the road for an hour before we faced the next disaster. If it wasn't for that little gadget, we would be in serious trouble. Joe always knows what's wrong, but when he starts to worry, I know we have real problems. Verkoeling of olie of ek weet nie wat nie. Maar dit gaan nou 3 dae so ek weet nou nie wat se kol ons gaan maak na hierdie nie. Okay, so ons is terug in Livingston. Ons is by die Toyota garage. Daar het 'n boer langs ons gestop terwyl ons nou daar langs die pad gestaan het en hy het vir ons 'n nommer gegee van 'n mechanicie in Livingston. Joe het met die ou gepraat. Dit klink of hy ons kan help, maar net eers môre. Is nou 4 uur. So Joe het 'n nuwe botteltjie aan die radiator vasgemaak en die pyp is 'n bietjie te kort, so ons kry net gou 'n nuwe pyp en dan môreoggend 8 uur gaan ons na Russell toe om te hoor wat sê hy. Wel dink hy is fout. So ja, dis actually nou 'n bietjie benoud. Dit is nou ons gaan seker môre 'n call moet maak of ons huis toe gaan en of ons aangaan. Nie heeltemal so lekker nie. Want al gegis. Mango monsters. Hoe sal jy weet? Aand nommer 3 by Waterfront Lodge, whatever hier by in Livingston. Baie nice plek. Dit was 'n helse dag. So ek dink hierdie is die eerste beste. Kruisboom. Cheers. Wat nou Joe? Kyk hoe lyk dit dan. Nou moet almal vasbyt. Kyk hoe lyk dit by Pleasure. Wat sê jy, wat gaan ons môre doen? Gaan ons nou, wat dink jy? Môre gaan ons by die dokter 'n draai maak. Die kar se dokter. Ons was die hele tyd by die kliniek. Ons gaan nou môre na die GP toe. Vreemde GP van Livingston. En as dit moet, gaan ons 'n hartchirurg kry. Ons gaan nie 'n moer omdraai nie. Never give up. Okay, ek stem. Solank julle net is julle in.
Huh? White Beaches of Kenya. Nee. Kyk, op die heel ergste nie kan dit die casket wees. Ag nee, dis nie op die ergste nie. Dis net like so jy behoort die casket kan kry. Op die heel ergste kan 'n gekraakte het. Want dan het ons die ou engine in mekaar gesit. So ons het hom gepressure test, gekrek test, alles. So dit kan wees dat ons dalk iets, dit is menslik, iets gemis het. So op die heel ergste kan ons 'n ander het insit. Op die heel ergste sit ons 'n 1HZ non-natural aspirated engine daar, sonder 'n turbo. Ek verstaan nie wat jy sê nie, maar gaan jy nie kry. Ja, hulle is oral. Hulle lê in die rivier vir bootankers. Okay, maar ons draai nie om nie. We never give up. And with that, it was settled. So many uncertainties lay before us. Plans and bookings we made had to be moved along. Hopefully, we still have enough time to reach the equator before we need to get back to school. But we have a plan and we are not giving up. We end off the episode with some images and something to look forward to in episode 2. Be sure not to miss it. Head down, head down. Good to go. 3, 2, 1.